Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dis Saterdag, jy het weer 'n week saam met my die pad gestap in Psalms en ons gaan nog 'n hele paar weke dit doen. So ons is nog hier early days, eerste week in die boek Psalms. Bly jy saam met my? Bly stap die pad saam. Psalm 4 vanaf vers 7 en 8 af sê, baie mense sê, wie sal ons weer die goeie laat beleef? Laat die lig van u teenwoordigheid oor ons skyn, Here. U het vreugde in my hart gegee, meer as in die tyd wanneer mense se koning en nuwe wyn volop is. Mense se koring, en nuwe wyn volop is. Hier is mooi. Hy sê, wie sal ons weer kan laat leef en beleef en excited wees en voort te gaan? Hoekom? Van ons hart. Dis moeilik. Dawid se omstandighede op hierdie stadium was, alles was teen hom gewees. En dan sê hy, u teenwoordigheid. Dis waar die secret lê is. In my intimiteit met God, my verhouding met God. En dan sê hy, dis so sterk, het gee vir my vreugde in my hart, meer vreugde as cashflow. Hy sê koring en wyn. Nou, vandag, ek weet nie, koring en wyn maak jou dalk nu happy en my nie happy nie. Ek bedoel, wat moet ek met koring doen? Wyn kan ek nog drink, maar ja, wat kan ek met koring doen? Nee, dit is hulle currency van daai tyd, nee, dis soos beeste en skape in die landerye, dis currency, dis geld, dis value. Hy sê, Here, maar u teenwoordigheid gee vir my meer vreugde as currency. Nou mens, kom ons wees eerlik, as jy nou R1 miljoen check kry vandag, jy gaan oor die dak spring van blydskap, né? As jou currency uitwerk, as jou koring en wyn skielik volop is, mense, dit gaan jou bly maak. Hy sê, u teenwoordigheid gee vir my meer vreugde in my hart as hierdie currency. So, dis iets wat ek en jy moet leer van Dawid. En van onsself. Hoe gaan ek meer vreugde uit God se teenwoordigheid uit kry as in al hierdie aardse dinge? Want ons dink aards is alles, né? Ons dink aards is die value van alles. Maar as ek kan leer om soos Dawid die diep binne in my te voel wat ek moet voel, my verhouding met God, ek is sy seun, ek is sy kind, my sonde is vergewe, hy hoor my gebede, hy is besig om te werk aan my sake, hy's altyd daar, mense, Dawid is deur 'n lewensstorie van geloof, dat God gaan deurkom. Eers toe hy jong kind was teen Saul, en dan teen die Filistyne, en dan teen homself, en al sy sonde, en sy baggage, en dan al sy leierskap om hom, en al hoe groot die land was, en leadership, en verantwoordelikheid, was hy hierdie kinderlike geloof. Solank alles okay is tussen my en God, kan ek deur enigiets gaan. Hy gee my groter vreugde, as die uiterlike vrug, wat in my lewe is. Kom ons bid daarvoor, vir my en jou lewe. Hemelse Vader, dit is seker die area waarin ons almal die meeste moet groei, en dit is die intimiteit met u teenwoordigheid, vreugde in ons verhouding met u, Here. Soveel van ons sukkel, Here, ons verhouding met u is okay of reg, of dis in plek, maar dit bring nie vreugde nie. Vreugde lê in geld, die vreugde lê in mense, vreugde lê in sukses, vreugde lê in besigheid, vreugde lê in al hierdie uiterlike dinge. Here, ons kom na u toe, en ons sê, Here, ons wil leer wat Dawid se geheim was. Sy geheim was intimiteit. Net by u, Here, daar's vreugde. Leer ons dit, Here, en laat ons dit besef, en laat ons dit beleef. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie vriende, en ons sien môre by ons eredienste. Die Here seën jou, en ek sien jou weer. Goed gaan. Trots geborg deur Evergreen Turf.